Ons is vanaand in die tweede gedeelte van ons reeks wat handel oor die Heilige Gees. Ons het in die eerste video het ons gepraat oor die feit dat ons wedergebore moet word, met ander woorde dat daar verandering in ons lewe moet plaasvind en dat soos wat ons min te doen gehad het met ons aardse geboorte, so het ons min te doen met ons geestelike geboorte en dat dit is iets wat vanuit die Heilige Gees kom en dit is iets wat God vir ons gee en dat ons deel word van die koninkryk van God. En vanaand is ons by die gedeelte wat gaan oor dat ons gevul moet word met die Heilige Gees. Ons is wedergebore as gevolg van die Heilige Gees, maar nou word ons ook gevul deur die Heilige Gees. Hoe dit gebeur en wat dit beteken en wat die uiteinde daarvan is. So wanneer ons sê dat ons gevul word deur die Heilige Gees, moet ons eerstens besef dat net soos wat Jesus 'n persoon is en net soos wat God 'n persoon is die Heilige Gees ook 'n persoon. Met ander woorde, hy is deel van die drie-eenheid. Ons aanbid een God wat uit drie persone bestaan. Die persoon van die Vader, die persoon van die Seun en die persoon van die Heilige Gees. So as ons sê dat die Heilige Gees 'n persoon is, dan beteken dit soos wat die Vader sekere karaktereienskappe het, soos wat die Seun sekere kenmerke het, so het die Heilige Gees ook sekere kenmerke. Met ander woorde, ons kan sien dat die Heilige Gees bring vreugde, ons kan die Heilige Gees bedroef en daarom word ons ook opgeroep dat ons in 'n verhouding moet wees met die Heilige Gees. So, miskien die eerste keer as jy dalk van die Heilige Gees hoor, is dit vir jou 'n bietjie vreemd, maar dit is God wat iets in jou wakker maak en dat die Here wil hê dat ons sy Heilige Gees moet ervaar, want dit is 'n belofte wat hy vir elkeen van ons ook gee en dit is 'n belofte wat ook waargemaak word en wat Jesus Christus ook beloof. In Johannes hoofstuk 14 vers 26 dan sê Jesus, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So met ander woorde, die doel van die Heilige Gees is nie net dat ons wedergebore moet word nie, maar dat ons gevul moet word van die kennis van God en dat hy ons ook herinner aan dit wat Jesus Christus gedoen het. Hy sê dit vir sy disippels dat hy julle sal herinner aan dit wat hy gedoen het. So dit is baie belangrik dat ons moet ook verstaan dat daardie is ook 'n rol wat die Heilige Gees in ons lewe speel. So verlede week het ons gepraat oor wedergeboorte, gisterand het ons gepraat oor wedergeboorte en vanaand praat ons oor dat ons vervul moet word met die Heilige Gees. Paulus skryf die volgende in Efesiërs hoofstuk 5 vers 18 tot 19, dan sê hy, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van God. Met ander woorde, dit is 'n opdrag wat Paulus gee, dat elkeen van ons moet laat vervul. Met ander woorde, dat jy moet toelaat dat die Heilige Gees jou vervul. So, as jy byvoorbeeld 'n voorbeeld vat van, as jy nou verjaar die dag, en jy laat toe dat mense jou embarrass om vir jou in die spur te sing. Okay. So, jy laat dit toe, en dit is iets wat met jou gebeur. So, wat Paulus vir ons kom sê is, ons moet toelaat dat die Gees in ons vervul. Met ander woorde, wat hy eintlik impliseer is dat daar is 'n moontlikheid dat ons die teenoorgestelde kan kies om te sê, maar ons gaan nie toelaat dat die Heilige Gees ons vervul nie. Met ander woorde, ons keer dat die Heilige Gees in ons doen wat hy veronderstel is om te doen. En daarom die oproep dat ons hierdie weerstand moet afbreek, dat ons die vrees vir die Heilige Gees moet oorkom, dat ons nie bang hoef te wees daarvoor nie, dat ons die deur kan oopmaak, dat ons God kan toelaat dat hy ons sal vervul deur sy Heilige Gees. So die eerste vraag wat ons moet vra is, hoekom is dit belangrik dat ons toelaat dat ons vervul word met die Heilige Gees? En dan gaan ons later kyk na hoe dit gebeur. So hoekom is dit belangrik? Want daar's 3 redes. Die eerste rede is
dat die Heilige Gees alreeds in die Ou Testament gevind word, en dat ons sien dat mense in die Ou Testament gelei word deur die Gees van God. En ons lees dit baie ook in die Psalms, dat Dawid ook skryf dat die Gees van God met hom is, en ons lees op verskillende plekke dat die Gees van God ook teenwoordig is in die Ou Testament. Dan lees ons in Markus, ook in die Nuwe Testament, rondom die Gees van die Here, en dat dit belangrik is, dat die Gees van die Here ook in mense se lewens sal inkom. Markus hoofstuk 1 vers 7 tot 8 sê, en die een wat na my kom, dit is wat Johannes die Doper sê, die een wat na my kom is my meerdere, dit is Jesus Christus, ek is nie eens werd om te buk, om sy skoene los te maak nie, ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Met ander woorde, dat daardie belofte is nie net dat ons dit op 'n spesifieke manier sal ontvang nie, dat dit op 'n wonderbaarlike wyse gebeur nie, maar dit is ook om te sê dat Jesus Christus is die een wat ons doop met sy Gees. En dit is baie belangrik dat ons dit sal verstaan, dat die eerste ding is dat Christus is die een wat ons doop met sy Heilige Gees. Dit is nie maar net enige persoon nie, dit gebeur nie net as jy net gedoop word nie, Christus is die een wat ons doop. Die tweede ding is, wat ons moet sien is dat die ontvang van die Heilige Gees is 'n realiteit. Dit is deel van Christen wees. In Handelinge hoofstuk 2, dan hoor ons daar so skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het, en hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Gees vervul. Met ander woorde, dit is 'n realiteit. Dit nie net met sommige mense gebeur nie, dit moet almal gebeur. En hulle het in ander tale begin praat, sodat die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. So, die Heilige Gees het vir daai mense, vir daai disippels, die vermoë gegee om in ander tale te kan praat, tale wat mense gepraat het in daardie tyd, sodat hulle die evangelie kan hoor. Hierdie is die realiteit daarvan, is dat die Heilige Gees is 'n werklikheid. So, baie van julle en myself het groot geword in 'n kerklike omgewing, waar daar nie baie gepraat is rondom die Heilige Gees nie. Ander mense was in 'n meer dramatiese kerk, waar daar goed aan die Heilige Gees toegedig is, wat nie regtig waar die waarheid is nie. Maar wat ek en jy moet verstaan is dat God werk met ons deur sy Gees, en dat dit nie iets is waarvoor ons hoef bang te wees nie. God werk op 'n besondere manier met elke gelowige, en dat ons sy Gees ontvang, dat ons hom nie met teenstaan nie, dat ons moet toelaat, dat ons gevul word met die Heilige Gees, en God weet wat hy doen. Hy is in beheer van alles. Hy is nie 'n God wat buite beheer is nie, met ander woorde, daar gaan nie vreemde en snaakse goed met jou gebeur nie, maar ons moet toelaat dat God ons vul met sy Heilige Gees, en dat ons moet besef dat God deur sy Gees in elkeen van ons bly, en dat daar baie keer goed in ons lewe gebeur as gevolg van die Gees wat ons miskien dalk nie kan verklaar nie en nie kan verstaan nie, maar dat ons moet altyd moet onthou dat God in beheer is van alles. En dan die derde ding is dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees ons moet toerus, dat ons moet dat ons toegerus moet word om sekere goed te doen. So ja, ons is agtergelaat, ons bly hierso, maar die Heilige Gees van God kom en hy rus ons toe, en daarom sê Jesus, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Met ander woorde, dat ons moet oop wees, dit is 'n belofte, dit is 'n realiteit, en dat die Heilige Gees in ons lewe inkom, sodat hy ons kan toerus. Nou, hierdie toerusting gaan nie net oor dat ons die evangelie verkondig nie, dit is 'n groot deel daarvan, dat ons vrymoedigheid sal hê om die evangelie te verkondig aan mense, en dit met mense te kan deel, maar hierdie toerusting, hierdie deel wees van ons lewe, gaan deur na
hoe leef ons elke dag? Hoe lyk ons huwelike? Hoe lyk ons verhoudings met ander mense? Hoe werk ons met ons geld? Hoe werk ons met ons kinders? Hoe werk ons met die mense rondom ons? So, met ander woorde, ons word getuies deur die Heilige Gees en ons word verander deur die Gees, en die getuienis is nie net wat ons sê nie, maar ook die manier hoe ons leef. So, dat ons moet verstaan dat Christus en God en die Heilige Gees is almal deel van ons lewe. Hulle is in mekaar geweef en hulle is deel van elkeen van ons lewe. So, hoe kan jy weet dat jy vervul is met die Heilige Gees? So, dit is die vraag wat jy vir jouself moet afvra. Is dit tale wat jy praat? Is dit seker goed wat jy doen? Daar's baie mense wat vir jou sê, as jy nog nooit in 'n taal gepraat het nie, dan het jy nog nooit die Gees ontvang nie, wat nie waar is nie. Dit is onbybels, dit is nie die waarheid nie. Die vraag is net, hoe weet ons as ons gevul is met die Heilige Gees? En dan is daar 'n storie in Handelinge hoofstuk 19 vers 1 tot 6. So Paulus is op hierdie sendingreis en dan hoor hy van hierdie mense dat op een of ander manier van Christus gehoor het, en dan vra hy vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En dan sê hulle vir hom, ons het nog nie eens gehoor dat die Heilige Gees al gekom het nie, antwoord hulle hom. So, hierdie mense was reeds kinders van God, hulle het reeds Christus aanvaar, hulle is reeds wedergebore, en nou vra Paulus vir hulle, maar het julle al die Gees ontvang, is julle al gedoop met die Heilige Gees, en nou is hy half uit die veld geslaan om te hoor, maar hulle het dit nou nog nie ontvang nie. So, hoe weet ek en jy dat ons met die Gees vervul is? Die eerste ding wat ons kan weet is dat die oomblik wanneer jy met die Heilige Gees gevul word, is dit 'n ervaring. Aan die ander woorde, daar is mense wat bang is vir die Heilige Gees, daar is mense wat onseker is, maar wanneer die Gees van God oor jou kom, is daar 'n ander tipe ervaring wat jy het. Daar is 'n vrede wat in jou lewe heers. Vir baie mense kan dit 'n baie emosionele oomblik wees, wanneer hulle tot bekering kom en wanneer hulle gedoop word en wanneer die Heilige Gees oor hulle kom. So, as jy dalk nog nie die ervaring gehad het met die Heilige Gees nie, dan is jy welkom om die Here te vra om dit vir jou te gee, en dat hy dit op so 'n manier sal doen, dat daar gaan niks weirds met jou gebeur nie, maar dat dit 'n ervaring is, dat ons ervaar dat die Heilige Gees in ons lewe is. Die tweede ding, hoe ons weet is dat daar is vreugde wat oor ons kom. Daar is 'n nuwe liefde, 'n nuwe geluk in jou lewe, daar is iets wat in jou lewe plaasvind, daar is 'n verandering wat in jou lewe plaasvind, wanneer die Heilige Gees van God in jou kom. Wanneer jy besef dat jy leef nie meer net vir hierdie wêreld nie, jy leef vir iets baie belangriker wat in die toekoms vir ons voorlê, dat dit gaan nie net oor hierdie wêreld wat nie ons huis is nie, maar daar is 'n ander tipe vreugde en daar's 'n kalmte in jou om te weet dat jy is nou 'n kind van God. En dan die derde ene van hoe ons weet dat ons vervul is met die Heilige Gees, is dat daar begin 'n stuk vrymoedigheid ontwikkel in jou lewe. Met ander woorde, dat jy vrymoedig is om te kan deel met ander dit wat God in jou lewe gedoen het, om die liefde van God te deel, om die wonderlike goed wat die Here in jou lewe gedoen het, om dit te kan deel, om die liefde van God te kan ervaar. En deel van daardie liefde van God, deel van daardie gawes wat God vir ons gee, is die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Met ander woorde, daar is sekere goed wat in ons lewe plaasvind. En hoe ek weet dat die Heilige Gees in my lewe is dat indien ek een van hierdie vrug van die Gees, ek weet ek moet dit doen, maar ek doen dit nie, dan kla die Gees my aan. So met ander woorde, dat as ek kwaad raak of ongeduldig raak, dan is daar iets wat in my vir my sê, maar dit is nie die regte ding om te doen nie, en dit is die Heilige Gees. Dat ons sy teenwoordigheid ervaar,
dat ons hierdie vrug wat ons het, dat ons dit nie vir onsself kan hou nie, maar dat dit uit ons uit moet kom. Want wanneer jy kyk na 'n vrugteboom, die vrugteboom dra die vrug, maar hy eet nie die vrug nie. Die eet van die vrug is vir iemand anders. So wanneer ons die vrug van die Gees dra, dan is dit nie noodwendig vir onsself nie, maar dit is vir die mense rondom ons, dat ons liefde kan gee, dat ons vrede kan gee, dat ons goedhartig kan wees teenoor ander, dat ons wanneer iemand ons kwaad maak, dat ons selfbeheersing kan hê, dat ons getrou sal wees aan ons vrou en ons kinders, aan ons pa en ma, dat ons getrou kan wees aan God. Want ons ervaar al hierdie goeders. En dan sê Paulus vir ons, hy sê vir ons in Efesiërs 5, hy sê, ons moet nie dat ons dronk raak van wyn nie, maar dat ons dronk raak van die Heilige Gees. So as jy nou al iemand gesien het, wat nou 'n paar limonadietjies te veel ingehad het, hulle is sorgeloos, hulle is ongeïnhibeerd, hulle is net happy. En hy sê maar, daai ongeïnhibeerdheid, daai sorgeloosheid, daai gevoel van blydskap, is iets wat temporeel is, dit is nie iets wat hou nie. As hy in plaas daarvan om die goed van die wêreld te geniet wat jou op daai plek bring, dan sê Paulus, laat julle eerder vervul met die Heilige Gees, want die Heilige Gees bring 'n sorgeloosheid in jou, wat nie roekeloos is nie, maar dat jy weet dat God in beheer is van alles. Hy bring vir jou 'n ongeïnhibeerdheid in jou lewe, met ander woorde, hy gee vir jou die vrymoedigheid om te kan getuig van wie Jesus Christus is. Hy bring vir jou blydskap, en daardie blydskap wat die Heilige Gees bring, is nie net blydskap wanneer dit met jou goed gaan nie. Hierdie blydskap wat die Heilige Gees bring, is dat ook in omstandighede wanneer dit moeilik gaan, wanneer dit swaar gaan, wanneer daar uitdagings is, wanneer daar verlies is, wanneer daar hartseer is, ook in daardie omstandighede, gee die Gees aan ons 'n blydskap wat niemand kan verduidelik nie. En dit is hoekom wanneer ons sorge voor Christus lê, dan sê die woord vir ons dat die vrede van God is oor ons. Daardie vrede wat die Gees bring, daardie oortuiging om te weet dat God los ons nie alleen nie. Dat hy is die een wat vir ons die goeie dinge gee. Want in Lukas hoofstuk 11 vers 13, dan staan daar, dan sê Jesus, as julle wat sleg is, met ander woorde ons, aardse mense, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer, hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ek wil vir jou vra vanaand, as jy nog nooit God gevra het om jou te vul met die Heilige Gees nie, doen dit nou. Doen dit vanaand. Vra hom. Moet hom nie weerstaan nie. Moet hom nie teenstaan nie. Moet hom nie bedroef maak nie. Jy is 'n kind van God. Hierdie is 'n gawe wat God vir ons gee. Hierdie is die persoon van die Heilige Gees. Hierdie is God wat binne in ons kom bly. Moet dit nie teenstaan nie. Moenie bang wees daarvoor nie. God is 'n God van orde. En God gee vir elke persoon soos wat hy goed dink. En as jy nog nooit gevra het dat God jou moet vervul met die Heilige Gees nie, doen dit. Want hy wil dit is 'n belofte. Dit is 'n realiteit. Dit verander ons lewe. Die persoon van die Heilige Gees doen alles binne in ons. Hy oortuig ons van sonde en hy bring vir ons die vrug van die Gees, sodat ons dit kan uitleef. En wanneer ons daai voetfout maak, dan oortuig hy ons daarvan. En hy bring ons op 'n plek waar ons dit kan bely, waar ons kan vra dat die Here ons vergewe, en dat hy ook in ons lewe inkom om ons nuut te maak. En as God aan jou die gawe gee om 'n ander taal te kan praat, wat jy dalk self nie verstaan nie, dan is dit 'n gawe van God. Maar dit is nie die enigste teken dat jy die Heilige Gees het nie.
Die Heilige Gees vul ons sodat ons vreugde kan ervaar. Die Heilige Gees vul ons dat ons 'n ervaring met God kan hê. Die Heilige Gees vul ons dat ons ander mense van Christus kan vertel. Here, ons dankie vir elke goeie gawe wat ons ontvang. Ons dankie, Here, dat U vir ons U Gees gee. Dat deur U Gees ontvang ons ook die vrug van die Gees wat liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing is. En soms wanneer ons hierdie goed oortree en wanneer ons nie leef volgens dit nie, dat U ons ook sagkens oortuig en sagkens bring op 'n plek waar ons dit kan bely. Dankie, Here, dat U dit lankal reeds beloof het. Dankie, Jesus Christus, dat die dag wanneer toe U opgevaar het, dat U gesê het, ek los julle nie alleen nie. Ek stuur aan julle my Gees om julle te lei, om julle te beskerm, om julle te vertroos en om julle te kan oortuig dat dit wat ons glo die waarheid is. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.